Jy sien, ons het te gekondisioneer geraak deur die jare. Ek praat nou in my lewenstydperk. Dat as 'n mens 50, 60 word, dan is hulle oud. Ek kan onthou die vorige generasie, my pa se generasie. As hulle 50 geword het, was hulle stok oud geweest. Kort asem, hulle kon, maar die opset van die lewe vandag is totaal anderste. Jy het oomies en tannies wat 60 jaar oud is, wat nog gimnasium toe gaan en gewigte stoot en wat myle loop. Ek sien baie keer as ek ry, winkels toe en die goed, dan sien ek dat ouer garde stap. Hulle het honde, party 2 vrouens, 2 mans, ander mans en 'n vrou en party van hulle draf. Hulle het iets wat hulle met hulle lewe doen om 'n gesonde lewens te kry. Hulle sit nie op die stoep vir die doodsengele wag nie, natuurlik nie. Vers 16. Om te verkondig. Nou sê hy, luister wat sê hy. Die gryse ouderdom, dit is vers 15. Die gryse ouderdom sal hulle in die gryse ouderdom, hulle bo 60, nog vrugte dra. Hulle hou nie op nie, sterk en gesond wees. Hulle sal vet en groen wees. Nou sê hy, vers 16, om te verkondig dat Jahwe Almagtig, dis die Here, reg is. Hy is my rots en in hom is geen onreg nie. Dit beteken dat bo 60 is ons meer dan ooit gereed om die weldade van Jahwe, dis Jesus Christus, uit te basyn en verkondig. So wanneer ek 60 geboor word, met die kennis wat ons opgedoen het deur die jare, is ons nou in die posisie om aktief te wees, om ander mense na die Vader te kan lei. Daarom leef ek en u nog bo 60, om 'n lewende getuienis van sy weldade en sy goedheid te wees, en om dit te verkondig. Dit help jy het al die kennis en jy sit doodstil met dit nie. Daar nie te huise in die aftreeoord in daai plek. Hierdie boodskap hoort in elke aftreeoord uitgesaai te word. Dat die mensies daar kan hoor, jy het nie nodig om te sit en wag vir een ete na volgende ete, vir een ete na volgende ete. Ek weet, ons het in 'n aftreeoord gebly vir 5 jaar. Ek sien hoe party van die mense funksioneer. Hulle sit van een ete na die volgende ete. Hulle het niks opgewal, ek wil amper dit maar in Afrikaans sê, hulle het niks exciting wat hulle dryf nie. Waar ander weer, hulle het verskillende goed wat hulle doen. Hulle woon hekelklasse en breiklasse by, en naaldwerkklasse en gimnasiumklasse en lees en deel met mekaar oor die woord. En dis wat ek vir julle sê, ons lewe stop nie op 60 nie, weet jy wat? Ons lewe begin op 60. Hoekom? Ons het alles gedoen wat ons veronderstel was om te doen. Ons het alles in die lewe bereik wat ons veronderstel was om te bereik. Kyk na die woord, kyk nou wat sê hy hierso. Kyk na die woord nog in vers 15. Psalm 92 vers 15. In die gryse ouderdom sal hulle, wie 70 jaar oud is, nog vrugte dra. Hulle hou nie op nie. Die bome is nie dood nie. Ons gaan nog vrugte dra. Dis 'n kopding. Ek en u kan vandag sê, ons gaan nog vrugte dra. Ons gaan nog betrokke wees. Ons gaan praat oor die goed wat ons geleer het. Weet jy wat is baie, baie belangrik? Ek het so 3600 video's op YouTube oor verskillende onderwerpe. Dis almal Bybelstudie onderwerpe. En dis gratis. Kos jou nie geld nie. Al wat jy moet doen, jy moet airtime hê, dis al. En vir die mensies wat nie die video's kan kyk nie, daar's 'n stemboodskap gedeelte waar jy dan die klank kry, ons noem dit die MP4. So, as jy sou belangstel, kan jy my kontak, hierbo is al my inligting, daai webtuiste, https, javashua.co.za, as jy hom intik en jy gaan in daar lê 'n hele voorraad opname, waar al die boodskappe lê, verskillende onderwerpe, wat studies is, wat jy op die tyd met die Bybel kan sit, 'n pen en papier, jy kan jou eie studie maak. Goed, kyk na die woord nog in vers 15, Psalm 92, 15, verskoon my. In die gryse ouderdom, kyk wat sê hy,
wanneer die hare wit geword het, oor 60, kleur almal van ons hare. En die gryse ouderdom sal hulle, wie 60 en ouer is, nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Kyk net na die bonatuurlike belofte in hierdie beeldspraak, wat Jahwe Almagtig, dis God, vir u en vir my gee. Ons mag dalk bietjie verrimpeld wees, en ons mag wel bietjie krommer loop, en ons mag dalk bietjie stadiger wees, en die hande mag dalk bietjie bewe. So what? So what? Maar ek en u kan steeds 'n verskil maak. Vandag. En 'n tyd om te kom. En weet jy wat, die oomblik as ek daai positiewe denkwyse kry, gaan dit 'n verskil aan my gesondheid maak. Want 'n besige brein aktiveer hormone en goed, wat siektes en goed teewerk. Baie siektes het ou mense vandag, omdat hulle niks het om hulle weer besig te hou nie. Ek is besig om my 24ste boek te skryf. Dik A4 en A5 boeke, 500 bladsye plus. Ek sit met 243 studente. Eerste, tweede, derde en vierde jaar studente, wat as pastoor is besig om te studeer. Ons is dag en nag besig. Hierdie boodskappe word op al die vlakke van die internet uitgesaai wêreldwyd. Ek en pastoor Rika ook. Ons is besig met die woord. Elke dag. Pastoor Rika, sy's 78 met haar volgende verjaarsdag. En as jy haar sien, dan lyk sy soos 50. Hoekom? Want ons is betrokke. Ek self word 74. Ons voel dit nie, ons is, weet jy wat? Jy is soos wat jy voel.